Goeiemôre vriende, so in die begin van 'n naweek, Vrydag 24 Julie. Mag dit vir julle 'n wonderlike naweek wees. Mag julle sommer so 'n bietjie ontspan na die week se druk. Kom ons raak net so stil voor ons Vader. Vader, ons vrede lê by U. O Here God, wanneer ons U volg en Jesus ons in U voetspore volg, onder leiding van die Heilige Gees, in 'n noue liefdesverhouding met U, 'n lewende verhouding met U. Wanneer ons by U woord bly, Here, dan sal daar diep vrede en 'n vreugde in ons lewens. Here, dan is dit ook so dat ons nie blootstel aan versoekings en begeertes en al hierdie dinge nie. Here, omdat ons by U is. En wanneer ons by U is en wanneer ons besig is met U dinge, Here, dan is U Gees die een wat die leiding gee. Dankie Vader dat ons so op U kan vertrou. Amen. Vrede mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan natuurlik met Jakobus. Jakobus 'n praktiese boek, vriende, regtig help ons met die alledaagse dinge in die lewe. Ons het ons is bietjie besig hierso in 2 uit hoofstuk 1 met hoor en doen wat ons vir mekaar gesê het. Maar hy begin het hier by vers 19 waar hy gesê het, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Ek en jy weet dit, vriende, in ons eie lewens, wanneer ons nou wel kwaad geraak het, almal vir ons het kwaad geraak, nê, is dat jy's net nie jou beste self wanneer jy kwaad raak nie, nê. Na die tyd besef maar nie baie goed gewees nie, nê. En dan kom ou maar terug dat jy besef, maar jy luister nie goed nie, jy wil net jou punt oorneem, jy sien lus om eintlik te luister na die ander persoon nie. En nou kom praat hy maar net daar. Hy sê ons moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou wees om te praat nie en nie te gou wees om kwaad te raak nie, né? En dan kom sê hy maar net julle moet doen wat die woord sê en dit net antwoord nie, anders is ons so iemand wat in 'n spieël kyk en dan wegdraai. Ons moet die woord, ons het lekker daarby 'n bietjie met mekaar stil gestaan. En dan kom sê hy en die volgende, liewe vriende, wat ons ook by stil gestaan het, hy sê maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, ons gesê is die eerste 5 boeke basies van die Bybel, daai tyd wat hulle gehad het, en wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen, né. Dis bietjie daarby stil gestaan. En vandag, vriende, ek gaan nie by die tong stil staan nie, want in hoofstuk 3 het hy hele 'n klomp verse wat hy oor die tong gaan by stil staan, wat wys hoe belangrik hy die tong sê, nee, dit gaan maar oor die praat, te vinnig praat, nee, wat hy al vroeër sê, hy sê, en ek gaan nou nie daar praat, ek gaan net later daar praat, hy sê, as iemand dink hy's godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdiens is waardeloos, 'n baie groot waardeoordeel wat Jakobus gee, nee. Ja, die tong is verwoestend. Maar ek gaan later daar praat. Die hoofstuk 1 sluit af dan met hierdie vers, egte en suiwer godsdiens voor God die Vader. En dan kom sê, wat is dit, kom sê Jakobus? Wat is egte en suiwer godsdiens voor die Vader? Is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Nee, om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Op 'n ander stadium, liewe vriende, in die evangelie sê Jesus, wanneer jy dit aan een van die geringstes gedoen het, jy my gedoen. As ons nou kyk op hierdie stadium wat ons gemeente mee betrokke is, ons is betrokke amper by weeskinders, nee, dit is kinderhuiskinders, wat nie meer 'n ma en 'n pa het nie, wat in ons Isibindi huis bly, in die ou pastorie bly nou, nee. As om by ons nasorg te kyk, die kinders het paas, maar baie van hulle se paas is geskei, is weg, is op ander plekke, gaan nie goed in huislike omstandighede nie. Nou kom sy, egte en suiwer godsdiens voor God, is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. 'n Kerk, liewe vriende, die kerk is ek en jy, ons is die liggaam van Jesus Christus. 'n Kerk raak 'n kerk wanneer ons nie meer leef binnekant toe nie,
wanneer dit nie gaan oor ons eie lidmate nie, ons moet ons eie lidmate versorg, dit is so, maar wanneer ons begin 'n hart ontwikkel vir mense buitekant ons, né? Wat anders is ons, anders lyk as ons, anders praat as ons, anders doen wat ons doen, né? Wanneer ons dit doen, begin die wêreld sien dat Jesus se liefde in ons harte is. En dis tog op die ouene waaroor dit gaan. Ons moet so disippels wees, ons moet so doen, liewe vriende, dat mense ons Vader in die hemel kan verheerlik wanneer hy sien wat ons besig is mee om te doen, wat ons besig is om te doen. So, hy kom sê, egte en suiwer godsdienst vir God, die Vader, is om weeskinders en weduwees in hulle moeilikhede by te staan. Dis die een ding, kom sê hy, wat egte en suiwer godsdienst is. Dan kom sê hy, tweede ding, wat dui op egte en suiwer godsdienst, hy sê om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Nou is dit interessant, Jakobus sê dit, maar Paulus sê dit al in Romeine 12 vers 1, wanneer hy sê, op grond van God se groot ontferming, ek kom sê, gee julle self as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. En dan sê hy, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe, sodat jy kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is, né? So om die tweede ding van egte en suiwer godsdienst vir God die Vader, is om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Ons het gister eergister in die selgroep gepraat, in ons klein groep gepraat oor die doelgerigte lewe, Purpose Driven Life van Rick Warren, oor begeertes en versoekings, en dat ons maar net weer eens daar vir mekaar ook gesê het, vriende, is natuurlik moet ek en jy aan die God vashou, aan Jesus vashou, maar ek en jy moet die versoekings weerstaan, ek en jy moet dit weerstaan, ons moet nie versoekings nie, die duiwel weerstaan, weerstand bied jy die duiwel, want die versoekings kom na jou en my toe. Maar ek en jy moet op daai stadium weet, ek en jy is nie by magte om dit te hanteer. Ons moet vir God die Heilige Gees vra om ons te help. Ja, ons is nie bewusteloos nie. Ons is betrokke daarbey. Daarom moet ek en jy ons weghou van die plekke en dinge en kykplekke af wat vir ons in versoeking kan lei. Ons moet inderdaad ware en egte godsdienst vir God die Vader is om ons skoon te hou van die besmetting van die wêreld. En dit het ons ook vir mekaar gesê. Ek miskien gou vinnig net gou so te blaai by boekie Lenne eintlik hierso. Ek was nie van plan om dit nou oor te praat nie, maar kom ek gou net vir julle sê, want dit was nogal vir ons baie belangrik gewees, hierdie paar goed wat Rick Warren ook hierso sê. Hy sê fokus op iets anders, né? Nommer 1, fokus op iets anders. Moenie op hierdie versoekinge goed fokus nie. As jy oomblik as hy versoeking op jou pad kom, fokus op iets anders. Dis die een ding wat hy kom sê. Dan kom sê hy die tweede ding, hy sê vir 'n Godvreesende vriend of steungroep waarmee jy sukkel, né? Verbaliseer dit, sê dit vir daai persoon. En dan die volgende ding wat hy sê, weerstaan die duiwel. Ek en jy moet op die punt kom dat ons nie in 'n situasie plaas waarin ek en jy versoek kan word nie, né? En dan die vierde punt wat hy maar net kom sê, hy sê ons moet besef hoe kwesbaar ons is. Daarom wie meer dat hy staan moet besop dat hy nie val nie, né? So ek en jy moet nommer 1, liewe vriende, in 'n lewende verhouding met God staan. Hoe meer ons met God te doen het, hoe meer ons met God se dinge te doen het, hoe minder het ons met die wêreld se dinge te doen. Maar hoe meer ons met die wêreld se dinge te doen het, hoe minder is daar vir God plek in ons lewe en begin ons stadig maar seker gly in die verkeerde rigting. Daarom kom sê Jakobus, egte en suiwer godsdienst vir God die Vader is om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. En daaroor hoef ek nou nie baie met julle te praat nie, julle smack bang binne die wêreld, julle weet. En natuurlik die tweede ding, om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. So 'n lekker praktiese boek, Jakobus, né? Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.